Goeiemôre, julle wonderlike mense. Een ding kan ek julle vertel, dit is niks lekkerder as ons ontbytsake aan te bied nie, want jy ontmoet die wonderlikste mense. En vandag is ons gas een van Suid-Afrika se gesiene en gerespekteerde sakeleiers, Dr. Leila Fourie, uitvoerende hoof van die JSE of JSE Sekuriteitebeurs, se staan sommer net bekend as die JSE. Goeiemôre en baie welkom. Môre, Davie. Dis heerlik om hier te hê. Ek kan nie wag om saam met jou te kuier. It's awesome to be here. Dankie baie, baie dankie. Charlene, o, jy lyk pragtig, môre. Ek kan sien hoe in jou noppies is jy met vandag se gas, Leila, baie welkom. Is heerlik om jou hier te hê. Dankie, Charlene. Ek sien uit om met nog dinamiese vroue te gesels, want Isel van Blerk van KWV kuier hier en sy het pas die toptoekenning by die Veritas gewen. En Dr. Judy gesels vandag oor borskanker bewustmakingsmaand in leefstylsake. Hallo Leon, jy pas amper by Leila. Is dit nie, en ek vir een of ander rede is die lied in my kop vandag. Leila, got me on my... Ag Leila, jy het dit seker nog nooit gehoor nie. Maar baie welkom by ons. Vandag se Sakefokus sluit lekker aan by ons gas, Dr. Leila Fourie natuurlik, wat ons kyk vandag na die finansiële dienste sektor en wat die ondernemings alles bied. Ja, natuurlik in die vrou in die kombuis is Corlie. Wat maak jy vir ons vandag, Corlie? Davie, vir jou altyd ietsie spesiaal. Nou, dit is altyd lekker wanneer Isel hier kuier, want dit beteken ek is bevoorreg om 'n wenwyn hier in my kombuis te hê. Nou, dit is die KWV Mentors Perrault en ek maak vir julle 'n heerlike beesfilet met chimichurri sous en geroosterde oranje soetpatats. Chimichurri, wat so goed is dit? Nietemin, oor nou weer voorspelling wat vandag deur die meteoroloog Lenet van Skalkwyk saamgestel is, en daarna is dit tyd vir landbousake. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Goeiedag, ek is Lenet van Skalkwyk, reg om jou meer te vertel van die naweek se weer. 'n Boligtrog beweeg nader en dit veroorsaak die ideale omstandighede vir donderbuie oor die Vrystaat, Gauteng en ook die Noordwes-provinsie hierdie Saterdag. Na 'n warm oggend langs die KwaZulu-Natal se kus sal 'n sterk suidwestewind dinge afkoel en verwag ons ook ligte reën teen Saterdag aand en oornag Sondag. Die westelike dele van die land gaan mooi weerstoestande beleef en dit sal winderig raak Sondag langs die Weskus. Ons verwag warm toestande met gedeeltelik bewolkte weer Sondag oor Namibië, terwyl donderbuie en koeler toestande oor die oostelike gebiede verwag word met ligte reën langs die Ooskus en aangrensende binneland. Gedeeltelik bewolkte toestande met 'n 40% kans vir donderbuie in Gauteng, nog beter kanse na Mahikeng en Potchefstroom se kant toe, terwyl die Laagveld gedeeltelik bewolk en koeler sal wees. Buie en donderbuie word in die Vrystaat en KwaZulu-Natal verwag. Dit sal warm wees aanvanklik voor die suidwestewind vir Durban afkoel. Sondag verwag ons slegs 20 grade daar met 'n 60% kans vir reën. Ons verwag ook reën aanvanklik in Port Elizabeth of Gqeberha. Graafrenet gedeeltelik bewolk en warm, maar Sondag verwag ons baie koeler toestande in die Oos-Kaap met reën deur die loop van die dag langs die kus en die aangrensende binneland. Ligte reën word Saterdagoggend in Bredasdorp en George verwag, terwyl dit gedeeltelik bewolk en koel sal wees in Kaapstad. Dit raak egter warmer na Sondag se kant toe wanneer die suidoostewind sterk gaan waai in Kaapstad en Langebaan met sonnige toestande oor die binneland. Gedeeltelik bewolkte weer in die Noord-Kaap Saterdag met donderstorms oos van Appington. Ons verwag ook donderbuie in die omgewing van Windhoek en die noordooste van Namibië, terwyl die wind sterk sal waai langs die kus Sondag. Ons voorspel steeds bewolkte en reënerige toestande oor die oostelike dele van die land vir Maandag. Reën duur voort in KwaZulu-Natal en dele van die Oos-Kaap met verspreide donderbuie oor die binneland, terwyl dit warmer raak oor die westelike dele van die land. Reënbuie sal oornag begin opklaar oor die sentrale gebiede, terwyl ons geen verdere reën in die Oos-Kaap en die Wes-Kaap verwag nie, maar Dinsdagoggend gaan bewolk wees met ligte reën teen die oostelike plateaurand in Mpumalanga en ook in KwaZulu-Natal. Matige toestande duur voort terwyl dit baie warm sal wees in die weste.
'n Koue oggend lê voor maandagoggend oor die suidelike binneland, 15 grade vir Pretoria, maar dit gaan nou warm begin raak oor die westelike dele van die land met 'n maksimum van 27 in Kaapstad. Die koue weer duur Dinsdag voort oor die oostelike gebiede, lae oggendtemperature in KwaZulu-Natal en dagtemperature op die Hoëveld sal skaars 20 grade bereik. Ons voorspel 'n maksimum van 20 in Johannesburg. Die wind gaan sterk suidwes wees langs die ooskus Saterdag en die suidoostewind begin ook sterk waai langs die Noord-Kaapse kus. Sondag voorspel ons ook sterk wind langs die Weskus terwyl die wind inbeweeg in die Laagveld. Dis vir eers die weer. Geniet die naweek en skakel volgende week weer in. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Kobus Mentjies is die uitvoerende hoof van Laveld Agrochem, oftewel LAC. Goeiemôre, baie welkom. Baie dankie. Ja, deesdae is 'n klompie veranderings gewees by LAC. Vertel ons van die veranderings en hoe pas jy in hierdie prentjie? Ja, nee, dankie. Ek is onlangs aangestel as die hoofuitvoerende ampte om Nick Liebenberg en Corneille Liebenberg 'n ongelooflike besigheid gebou vir die laaste 34 jaar, maar om Nick het besluit dis nou tyd dat hy so 'n bietjie terug staan. So ja, dit is 'n lekker geleentheid om voor te bou op daai nalatenskap wat hulle gelaat het. Maar hier's nou 'n nuwe besem, soos hulle sê. So wat se veranderings kan mens verwag? Ek dink die enigste ding in landbou wat konstant bly is verandering. So daar sal verseker verandering by Laveld ook wees, maar ek dink die een ding wat nie gaan verander nie is die waardes. Ons het ons waardes waar volgens ons geleef het en ons gaan daai waardes aanhou uitleef. Maar ja, met 'n paar nuwe veranderinge so sien uit daarna. Maar met jy wat nou oorgeneem het daar, so ek meen jy moet tog 'n doelstelling hê en jy moet seker iets wil bereik. Wat is dit? Ek dink die groot ding wat mense nie besef van Laveld nie, is Laveld nog altyd gegaan oor hoe maak ons 'n impak deur verhoudings en innovasie. En dis wat ons wil aanhou doen. Ja, geld is belangrik. 'n Besigheid moet sy leerlinge kan betaal, maar die groot ding is hoe maak ons 'n impak? Of dit 'n impak is by die boer op die plaas of dit 'n impak in die gemeenskap is, selfs 'n impak in ons wyeer Suid-Afrikaanse omgewing. Dit is vir ons belangrik. So ons gebruik die verhoudings, ons is baie sterk op verhoudings en ja, konstant besig met nuwe innovasie. So dit is vir ons 'n lekker geleentheid. Maar daar seker is spesifieke areas wat jy al geïdentifiseer het waarop jy wil meer fokus? Ja, ek dink vir my ons boere in Suid-Afrika is ongelooflike mense. Ek het soveel respek vir ons boere. Jy weet, 'n boer hy het so groot verantwoordelikheid. Hy's van 'n HR bestuurder tot 'n ingenieur, 'n weervoorspeller, 'n agronoom. Hy moet alles kan doen. So, jy weet, waar kry hulle die tyd? Ek weet nie. Ons is regtig die beste boere in die wêreld in Suid-Afrika. So, dink waar Laveld inkom is hoe bou ons daai vennootskap met boere en hoe gee ons vir hulle 'n bietjie tyd terug? Jy weet, ons het ongelooflike produkte, ons het ongelooflike kennis en nuwe innovasie. So, as met verhoudings met hulle te bou, gee ons dan vir hulle geleentheid om op ander goed te fokus en gee daai vir ons. Maar hier is jou geleentheid nou om 'n boodskap aan die boere te stuur. Ja, ons sien baie uit na die nuwe seisoen. Die voorspellings lyk goed en almal is opgewonde. Ons sien uit om die pad saam met hulle vorentoe te stap. En so sê Kobus Meyer, die uitvoerende hoof van Laveld Agrochem, deesdae LAC. Dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het. Baie dankie, is 'n voorreg. Charlene is volgende met kuiersake en sy kry die eerste geleentheid met Dr. Leila Fourie, die uitvoerende hoof van die JSE te gesels. Ek's bietjie jaloers. Sy is 'n formidabele vrou, 'n sakeleier, maar ewe bekend vir die rol wat sy speel met betrekking tot sosiale verantwoordelikheid en haar passie vir diensbare leierskap. Dr. Leila Fourie, ons gas vanoggend, baie welkom. Dit is heerlik om jou hier te hê. Baie dankie. Ek het 'n voeltjie hoor fluit dat jy 'n verskriklike adrenalien junkie is. Het ek reg gehoor? Jy is reg, Charlene. You're a rock verskoon my climber, as ek a mountaineer. Please go yes, ahead. Yeah. As ek in Engels praat. So I do spend my time outside of business climbing rocks and sailing and cycling. Yeah. So I think it's very important for leaders and for everybody
to have a diverse set of interests and to bring lessons and repackage knowledge from non-traditional sources into the business environment. Yeah. And what are some of those lessons that you've brought from these non-traditional sources, especially because you took over at the JSE at a very critical time? It was during COVID. I did indeed. And in fact, COVID tested all the lessons that I learnt on the rock face. One of the big lessons is there's only an Afrikaans word that describes it well, which is deursettingsvermoë. And I learned deursettingsvermoë through my rock climbing, the ability to follow through, grit, the willingness to commit yourself. The other is your perspective of risk. People always shy away from the unknown and they shy away from things that they perceive to be risky. And in so doing, they often miss out on very important developments. And so our perspective and how we frame risk is a very important thing. There are so many examples, whether it's the old examples of records and VHS and Betamax, becoming obsolete, to nowadays environments where everything is going digital and the analog environment is no longer relevant. And if we hang on to what is familiar to us, and we tend to distrust the unfamiliar. When you're on the rock face, you learn to put yourself out there, you learn that the next handhold is the most important, and you learn to adjust to the factors of risk and adapt to those rather than shy away from them. I want to pick up on putting yourself out there because you grew up as one of a family of 10 children. You must tell me how you managed that chaos. Is it kind of similar to the studio here this morning? But then going to study later medicine and the story around how that came about, because that was really acting in faith, so to speak. Yeah. So I am one of 10. I didn't grow up with all my siblings, but I came from very humble beginnings. And I learned a lot about compromise, about resourcefulness. When I was small, I built what commerce would call a little business, but it was for me just getting enough money to do the things I enjoyed doing, and that was car washing, and I commandeered all my friends into that, and we were known around the neighborhood. All the family and friends used to use us to clean up their cars. And then when I got to university, I didn't have enough funding for that, and I had to pay for my way through university with 3 jobs. And in my 3rd year, it was becoming quite difficult, and my pastor had come to me and he sponsored me. At the time, it was 1,000 Rand. That was a lot of money. It was 1/3 of what my schooling cost, my university fees cost. And I felt very emotional. And then 20 years later, when I was promoted to a director, I went back to him, and I was going through a difficult time, and someone said to me, if you're feeling bad, pay it forward, do something good. And I went and I paid him back for what he had done for me. And he was at a stage in his life where he needed it. And it was a very emotional interaction. And those are the things that really matter. The Greek people call it kairos moments, moments that matter. And each of those moments in my upbringing really mattered. And then what I did to pay it forward, looking back and not forgetting those people who helped me along the way. And that's really important. We'll pick up again on paying it forward. I really want to speak about that. Maar nou eers oor na Corlie en dan gesels ons verder. Nou, ek gebruik vandag besa's, of soos ons almal dit ken, beesfillet. Maar jy is welkom enige ander snitstyk te gebruik. Ek het begin deur die fillet wat hier so voor my is, net in dik snye te sny, maar jy kan dit ook natuurlik so heel gaar maak. Nou, ek het dit marineer, of ons marineer dit net vooraf met knoffelolie, gerookte paprika, vars knoffel as jy wil, sout, peper, asook 'n klein bietjie vars suurlemoensap. Nou jy kan die vleis dan so 30 minute laat staan. Dit help net dat die vleis daai kamertemperatuur bereik en dat hierdie lekker geure dan nou intrek.
Nou ek braai dit dan bietjie later in hierdie rokende ysterertspan van my. Ek wil hê hy moet lekker warm wees en daai olie help ook. Ek gooi nie olie binne in die pan nie want dan spat dit die wêreld vol. Ek gooi dit sommer bo oor my vleis soos ek nou klaar vir jou genoem het. Nou as bygereg doen ek net geroosterde oranje soetpatats. Nou die proses is ook baie eenvoudig. Jy was dit af, jy sny die patats in die helfte en dan sprinkel jy nou al hierdie speserye. Kom ek jou op daai woord nie. Soos geroosterde paprika en mielieblom oor en dan meng jy dit nou net goed. Nou kom ek gaan dit sommer gou doen, dan wys ek vir julle. So hierso het ek nou dan daai gesnyde. Ek gooi eers die olyfolie oor. En dan gooi, ek hoop nou nie, ek gaan dit hier uit die bak uit verloor nie. As jy nog bietjie nodig het, gooi jy net nog oor. Hierso is daai paprika wat ons dan nou ook oorgooi. Jy kan natuurlik 'n bietjie sout en peper ook oorgooi. Ek het nou 'n mengsel hiervan en hier het ek sommer net so droë kruie en dan so suurlemoen. Julle weet ek hou van 'n suurlemoen ook by my kos altyd. Nou die mielieblom, hoekom ek dit oorsit is hy maak maar net so lekker laagie oor die soetpatat en dit as hy dan nou in die oond ingaan dan bak hy soos half asof hy ek wil nie sê gediepfraai is nie, maar hy gee daai effek. Hy maak net 'n lekker crispy laagie rondom. En dan al wat jy nou doen, jy meng dit lekker deur, pak dit op die bakplaat en rooster dit in die oond tot dit goudbruin is. Nou as ek terug is, vertel ek julle hoe maak ek die tuisgemaakte chimichurri sous met net 'n paar vars bestanddele vir bo oor die vleis. Nou dis ook 'n heerlike kruiesous vir baie ander disse of natuurlik 'n lekker slaai. Maar nou gesels Charlene eers verder met Dr. Leila Fourie. Ek gesels verder met ons gas, Dr. Leila Fourie. Leila, we ended on paying it forward. Now, one of the things that you do and are very passionate about is mentorship. Have you had a kind of kairos moment in your mentorship journey? Charlene, I've had many, and the irony is that mentors look to me for guidance and support, and I've learnt as much from them as they have from me. Probably the moment that's been most meaningful for me is where I mentored a young girl who came up to me boldly after a presentation. I was the head of the credit card business at actually Standard Bank, one of the large banks, and she asked me to mentor her. And she was working night shift in a call center, not just a normal call center, but in collections, which is a very difficult environment. And during the day she was studying, and she was using the funding to support her brother, who was an AIDS orphan. And she then, after progressing through her studies, is now a successful person in marketing. Sure. And it's a story that always stays with me because we think that we have to speak to the masses and make a grand contribution, but it's every individual contribution that you make, that you change one person's life by opening the door, by creating opportunity. And that's what makes my role so meaningful and so fulfilling for me. Leila, how significant is it to you? You took over from a woman at the JSE firstly. That was significant in itself. But now next year, stepping down, you are also leaving the reins to a woman. What does that mean to you personally? I think it's really important to make place for people who are not really represented equally in the business environment. That's people of colour and women. I was appointed into my role by the first female chairman of the JSE, an African female, and I took over from my predecessor, Nikki Newton-King. And it's a great privilege for me to that we are able to promote from within. We don't have to bring people from outside, and that we've got capable, talented females in the organisation. So I'm delighted. I'm very, very happy and hugely supportive of my successor's appointment, Valdine Reddy. She's very capable, and she's not appointed because she's a woman. She just happens to be a woman. She's appointed because she's capable,
a veteran and deeply experienced in the market. Leila, thank you for being such an inspiration, not just as a business leader, but as a person, as a mentor, and how you show up in your leadership role has been really wonderful to watch. And we wish you all the best next year when you, I don't think you'll retire. I look forward to the contribution that you will make from the sideline. Daarby gesels ook later met Leila, maar nou is dit eers Leon se beurt met die sake fokus. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Welkom by die Sake Fokus. Ons kyk vandag na verskeie ondernemings wat in die finansiële dienste sektor handel dryf, nes die JSE. Nou ons kyk nou na Moonstone Business School of Excellence, Innofin Financial Solutions en dan HLB CBS Groep. Daarna gesels Davie met die uitvoerende hoof van daar. Moonstone Business School of Excellence of MBSE is 'n aanlyn afstandonderriginstansie geregistreer by die Departement van Hoër Onderrig en Opleiding. Hulle bied opleiding aan wat ten volle aanlyn is, van aansoek tot sertifisering. Buiten 'n reeks FSCA geakkrediteerde kortkursusse sluit hulle formele kwalifikasies in: 'n hoër sertifikaat in korttermynversekering, 'n hoër sertifikaat in welvaartbestuur, 'n gevorderde sertifikaat in finansiële beplanning, 'n beroepssertifikaat as voldoeningsbeampte, 'n nagraadse diploma in finansiële beplanning en hulle nuut geakkrediteerde BCom in finansiële bestuur. Dit is 'n naatlose aanlyn leerervaring met ongeëwenaarde studenteondersteuning. MBSE is toeganklik. Studente kan in hul eie tyd en op hulle eie gekose plek studeer. Al hulle akademici het selfondervinding in die bedryf wat die leerervaring van studente aanvul met praktiese voorbeelde en gevalle studies. Moonstone Business School of Excellence. Hulle berei toekomstige leiers voor wat hulle stempel kan afdruk in 'n vinnig veranderende werksomgewing. Innofin Financial Solutions, soos hulle naam aandui, is voortdurend aan die innoveer met finansiële beplanning en advies oor die volle spektrum van versekeringsprodukte en beleggings. Hier kry jy meer as net versekering. Wat Innofin jou bied is nie eintlik sigbaar nie. Jy ervaar dit wanneer jy suksesvol kan aftree vanweë goeie finansiële beplanning. As jy jou huis kan herbou na 'n tragedie tref, as jy jou kar kan regmaak na 'n ongeluk, hulle verkoop gemoedsrus, sekerheid en beskerming wanneer die onvoorsiene gebeur. By Innofin is dienslewering die kern van ons sukses. Ons is 'n onafhanklike makelaarsfirma, nie gekoppel aan net een maatskappy nie, maar kan 'n verskeidenheid van opsies bied by vooraanstaande versekeringsmaatskappye. Dit bied ons die geleentheid om ons kliënte by te staan met 'n kombinasie van produkte wat hul unieke behoeftes sal pas. Innofin Financial Solutions, 'n volledige spektrum van finansiële dienste sodat jy al jou versekerings- en beplanningsbehoeftes onder een dak kan hanteer. Hulle skryf nie net polisse nie, hulle bou verhoudings. HLB CBS Groep Suid-Afrika is 'n multidissiplinêre professionele dienstefirma wat audit, belasting, rekeningkundige, korporatiewe, finansiële en adviesoplossings bied. Met kantore in Johannesburg, Vereniging, Kaapstad en Knysna is hulle geposisioneer om kliënte regoor Suid-Afrika te bedien. Hulle fokus daarop om blywende waarde te lewer deur presisie, insig en vertroue. Hulle kliënte vertrou hulle om advies te gee oor sake wat wesentlik is vir besigheidkontinuïteit, risikovermindering en langtermynprestasie. Daarom prioritiseer hulle deurlopende studie, vaardigheidsontwikkeling en tegniese uitnemendheid by al hulle spanne. Of hulle advies gee oor 'n transaksie, 'n beheerde omgewing of 'n belastingbeplanningsstruktuur skep, hulle bring duidelikheid tot kompleksiteit en dissipline tot besluitneming. Hulle pas hulle benadering aan om by die spesifieke konteks van elke opdrag te pas en lewer meetbare uitkomste met professionaliteit, diskresie en noukeurigheid. HLB CBS Groep is geaffilieer met HLB International en bied naatlose integrasie tussen globale vermoë en plaaslike insig. Kliënte kry gesonde, lewensvatbare en wêreldwyd konsekwente ondersteuning. Ek gesels nou met Nico Skalakamp, die groep uitvoerende hoof van HLB CBS Groep. Nico, goeiemôre, baie welkom. Môre Davie. Maar ons ken jy nou eintlik van die HLB Groep. Dis nou wat doen, kom ons begin eers by die begin. Wat doen julle? Ja, ons professionele dienstemaatskappy, so ons doen audit, belasting, rekeningkunde. Ons doen ook
corporate finance, meeste mense ken die Engelse woord. En ons probeer 'n one-stop shop wees vir kliënte op al hulle finansiële dienste behoeftes. So dis nou alle finansiële dienste. Dis nou belastings en finansiële state, koöperatiewe dienste en dies meer. Maar julle het nou affiliasie, soos julle dit noem, tot stand gebring met die CBS groep. Wat is dit? Wat beteken dit vir julle? Ja, ons het lidfirma geword van die internasionale netwerk. So baie van ons kliënte is besig om uit te brei na ander lande toe soos Afrika of Amerika. Sien ons ook baie kliënte wat soontoe gaan soos om hulle ook in daai lande te kan help. So die HLB groep het kantore in 159 lande. So die idee is nou net, is nie net plaaslike finansiële dienste, maar is nou internasionaal ook. Beteken dat julle kan internasionale strukture tot stand bring, maatskappye en trusts en dies meer? Ja, as gevolg van die risiko's wat ons maar het in Suid-Afrika, wil mense sê kliënte se geldeenheid meer in dollar sit, so ons stel die strukture op in Mauritius en dan help ons hulle ook met die bestuur daarvan. Ja. En ek sien julle het ook 'n Chinese lesenaar. Hoekom is dit so? Ja, die Chinese het 'n paar potensiële probleme met Amerika, so ons dink hulle gaan baie meer na Afrika kyk. So ons het 'n desk wat Chinees en Mandarin kan praat. So ons praat Mandarin met hulle en probeer ons help om strukture op te stel of ouders vir te doen of belasting. Ja. So fasiliteer hulle op 'n manier handel dan ook tussen verskeie lande, onder andere die Chinese? Ja, ons het al saam met groot korporatiewe besighede China toe gegaan en dan gaan kyk hulle lyk die fabrieke, want hulle wil seker maak die produkte wat hulle invoer is van die regte gehalte. So ons bied daai diens ook aan, ja. So Afrika is nou besig, ek meen is nog 'n kontinent wat nou 'n bietjie agtergebly het in terme van ekonomiese ontwikkeling, maar dit lyk vir my die afgelope tyd is Afrika baie meer gewild onder die westerse en oosterse beleggings. So voorsien jy dat julle veel meer op die Afrika kontinent verder ook gaan uitbrei? Ja, ons kan sien ons baie internasionale beleggers wat wil kom kyk na Afrika. So en hulle gebruik maar nog steeds Suid-Afrika as die land om hulle strukture op te stel. Maar dan kan jy advies gee aan ander lande soos Mauritius waar die belastingkoers net 'n klein bietjie minder is. Die ding wat bekend staan as koöperatiewe finansiering. Dit is eintlik 'n breë term wat 'n hele klompie goeders aan beteken, maar dit is 'n afdeling in die finansies wat die afgelope tyd meer en meer uitgebrei het, nie waar nie? Ja, dit is so. Die werk wat ons daar doen, ons help eintlik kliënte as hulle nuwe besighede wil verkoop of iemand wil 'n besigheid verkoop of iemand soek 'n waardasie of iemand wil soos groot hoeveelheid geld leen, dan help ons hulle met al daai strukture en ons verskaf advies. Maar dit gaan altyd nog gepaard nie net met finansies nie, maar natuurlik ook met 'n klomp regsdienste. So verskaf julle al die nodige regsondersteuning ook. Ja, in die laaste 3 maande het ons 'n transaksie gedoen. So ons het 2 prokureurs aangestel. So ons help kliënte met korporatiewe regshelp, so ons sal help met kontrakte en as daar dalk bietjie litigasie is of arbeidswerk of want wat ons probeer doen is om vir die kliënte one-stop shop te gee. Ja. So ons kan hulle ook help uit 'n regsoogpunt uit. Dis nodig dat dit al die finansiële ouens en die regse ouens met mekaar gesels. En Nico Skalakamp uit die groep uitvoerende hoof van HLB en deesdae ook CBS groep. Baie dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het. Ja, dankie Robbie. Wel, ek het al baie keer vir julle gesê dat as jy hierdie groot internasionale en plaaslike finansiële besluite en regsbesluite moet neem, is dit krities belangrik om met die regte mense te gesels. Hulle is deel daarvan. Ekonomiese sake word met trots geborg deur Waldewee Evergreen, Suid-Afrika se veiligste aftreeoord. Geniet jou volgende hoofstuk met volkomme gemoedsrus in die Kaapse wynlande. Wel, ek het gereken omdat ons nou vanoggend met Leila gesels het, ek gereken ons moet ek so 'n paar interessante dinge oor die JSE sekuriteitebeurs vir julle vertel. Dis nie die eerste aan jou beurs in Suid-Afrika of finansiële beurs nie, daar was 'n hele klompie ander. Een van die bekendstes is die Barberton se beurs byvoorbeeld, maar die JSE sekuriteitebeurs natuurlik met die goudstormloop hier op die rand het tot stand gekom in 1887 en 'n beurs soos hierdie finansiële beurs is eintlik maar net 'n mark, 'n plek waar die kopers en verkopers bymekaar kom om aandele en ander finansiële instrumente bymekaar te koop en te verkoop. Nou die goed wat vandag op die JSE sekuriteitebeurs of die JSE genoteer is tipies goeder soos byvoorbeeld aandele is daar genoteer, sekere afgeleide instrumente, rentedraende instrumente en die kapitaalmark
die behoort ook aan die JSE sekuriteitebeurs of die JSE dan nou. Die JSE is die grootste beurs op die Afrikaanse kontinent. Dit is eintlik 'n besondere groot beurs. As mens kyk na die beurs, die totale markkapitalisasie van die beurs wat sowat 23 biljoen rand of 23 triljoen in Engels is, dis baie groot, is dit meer as 300% van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Dit meer as 300% van die BBP. Die heel grootste een in die wêreld so terloops is Hong Kong. Nou dit sê vir mense 'n paar dinge. Dit sê vir jou dat jou beurs miskien oorwaardeer is, maar nie noodwendig nie. En dan gaan nou met Leila daaroor gesels, want as jy kyk na die sekere verhoudings van die pryse van die maatskappye wat genoteer is op ons beurs, is ons eintlik relatief goedkoop. Een van die redes hoekom dit so groot is in Suid-Afrika se beurs of die JSE is een van die oudste markte, is omdat hulle baie van die maatskappye wat op die beurs genoteer is, wat omtrent die helfte van hulle is in terme van markkapitalisasie, verdien hulle inkomste eintlik internasionaal. So dis eintlik internasionale maatskappye waar hulle is. Die JSE sekuriteitebeurs en finansiële markte in Suid-Afrika is besonder goed gereguleer en is besonder likwid. So dit is baie aantreklik vir beleggers plaaslik en internasionaal. So daar's net so 'n paar interessante feite oor die JSE wat ek bietjie later verder met Leila gaan verder bespreek. Hierna gesels ek met Liesel de Lange van Rapport in Sakkenuus. Liesel de Lange, ons nuuspersoon van die week. Goeiemôre en baie welkom. Baie dankie, Davie. Heerlik altyd om saam met jou te kuier. So, dit is 'n groot partytjie gewees hierdie week en die groot partytjie was in Egipte gewees. Heel eers moet my sê, Donald Trump het nou soos wat sê iets met sy toer de force gehad daar so in die parlement in Israel en waar hy nou bestaande toegejuig is. Ek meen hy is baie meer gewild in Israel as enige ander plek op aarde. Lyk dit. Dit is 'n feit en Davie het daar baie sterk stellings gemaak oor volhoubare vrede in die Midde-Ooste. Dis waarskynlik 'n bietjie vinnig om dit te sê. Ja. Maar mens moet toegee dat hy het iets reg gekry wat sy voorganger nie kon doen nie en dit was om 'n skietstilstand afgekondig te kry en om die gijslaers terug te kry. Maar baie anti-Trump mense en daar's baie van hulle wêreldwyd. Ja. Is natuurlik dis baie moeilik om te sê baie geluk aan Donald Trump. Maar ek dink hy verdien sekerlik gelukwensing. Maar die interessante een vir my, dis maar baie moeilik om my woorde oor die Suid-Afrikaanse regering se lippe te kry. Ja, die Suid-Afrikaanse regering het nou nie eintlik die man geluk gewens of te veel te sê gehad oor die vredesooreenkomsie, behalwe en wat natuurlik ook waarskynlik 'n bietjie van 'n dun nerf is daar was meer as 30 staatsleiers maandag in Egipte wat hierdie vredesamesprekings mee betrokke was, soos byvoorbeeld Trump en natuurlik die president van Egipte en so aan. En selfs leiers van plekke soos Japan en Indië en Pakistan wat nie vreeslik betrokke is by die Midde-Ooste nie. Terwyl Suid-Afrika wat baie nou betrokke is by die Midde-Ooste en ons het byvoorbeeld die hofsaak teen Israel gebring, is nie eers genooi na die vredesamesprekings toe. Hier's 'n paar dinge wat jy nou die punt wat jy net gemaak het wat vir my interessant is. Die een is hier's 'n hele klompie Arabiese lande uitgenooi en die Palestynë is Arabiere. Ja. En as jy 'n klompie Islamlande uitgenooi wat en die Palestynë is Islamiete hoofsaaklik. Maar Suid-Afrika wat hierdie vreeslike hofsaak begin het teen Israel byvoorbeeld is glad nie uitgenooi nie. Nou dit is ek meen, dit sê vir my nou nogal baie. En natuurlik ook is dit nogal ironies, jy sal onthou, destyds het Ibrahim Rasool toe hy die tweede keer Amerika toe is vir sy kortstondige tydjie daar, het hy verkondig dat Suid-Afrika die morele kompas van die wêreld is. Jy weet en dat ons nou juis morele rigting moet gee in plekke soos die Midde-Ooste. So dit is 'n belediging eintlik maar vir ons dat Suid-Afrika nie genooi is om deel te wees van daai gesprek. En ek dink dit was die president wat hierdie week gesê het Suid-Afrika gaan voort met hierdie hofsaak teen Israel. Ons gaan voort met die hofsaak teen Israel of Suid-Afrika gaan voort met krag en mag. Met krag en mag, maar ons moet ook onthou daar's 'n klomp ander lande ook soos Europese lande soos Spanje en so aan en Ierland wat ons steun daarin, want selfs al sou die konflik nou plotseling beëindig word wat hoogs onwaarskynlik is dat dit volhoubaar gaan wees, maar moet daar nog steeds gekyk word na wat wel gebeur het tydens die tyd. Kom ons hou maar duime vas. Maar plaaslik natuurlik ons plaaslike politieke verwikkelinge en ontwikkelinge en gebeure en allerlei dramas wat plaasvind voor die kameras en sekerlik agter die kameras ook. Die president, of liewer sê die minister van polisie, is hy nog die minister of is hy die minister van polisie wat die geskorste, die een wat besig is om in sy tuin te werk. Hy sê nee, maar hy het eintlik niks verkeerd gedoen nie. Die afskaffing van hierdie politieke taakspan. Dis eintlik iets wat nie daar moes gewees het nie. So hy het heeltemal korrek opgetree. Kyk, dis natuurlik 'n interessante ding. Mense het van die begin af gewaarsku dat daar's nie goeie en slegte ouens.
Daar's nie presies swart en wit in hierdie burgeroorlog binne die polisie nie. En nou sien ons dit hierdie week met Mchunu se getuienis wat nou weer 'n klomp van die goed omkeer wat nou vroeër gesê is. Natuurlik die ander verwikkeling hierdie week was ook dat die president die intelligensiebaas geskort het, Imtiaz Fazel, wat hy het blykbaar 'n verslag opgestel waar hy juis waar daar sekere inligting is met beweringe van korrupsie rondom mense soos Fani Masemola, wat nou tot nou toe met al hierdie gesprekke gesien is as die ouens wat aan die goeie kant is. Dit lyk my daar is nie meer 'n goeie kant nie. Julle, ons sal moet wag om uit te pleis. Dan het jy by ons 'n draai gemaak het. Dis krities belangrik dat ons die polisie kan vertrou, maar hoe kan ons so 'n polisie mag vertrou? Terug na sake fokus. Nou vir nog finansiële dienste, ondernemings van beleggings tot versekering. Ons kyk nou na Schonberg Wealth, RSAM en ook IFPS Groep. En daarna gesels ek met die mense van daar. Sedert 1984 het Schonberg Wealth individue, gesinne en besighede deur die kompleksiteite van beleggings, aftreebeplanning en welvaartbewaring gelei. As 'n onafhanklike geregistreerde finansiële diensteverskaffer bring hulle duidelikheid, vertroue en doelgerigtheid op elke finansiële reis. Hier maak mense die verskil. Hulle bou blywende verhoudings gebaseer op vertroue, begrip en opregte sorg. Ons gebruik ons jare se ondervinding en die nuutste en mees moderne tegnologie om vir al ons kliënte 'n unieke en persoonlike finansiële beplanningsoplossing te bied. Ons fokus op diens reg deur ons hele besigheid bied aan ons kliënte 'n veilige hawe vir hul finansies. Van beleggings en aftreebeplanning tot belasting, risiko en boedelstrategieë, elke deel van jou welvaart werk saam tot jou voordeel. Jou reis met Schonberg Wealth is persoonlik, presies en doelgerig. Elke strategie help om jou welvaart te groei, te beskerm en te bewaar, wat jou gemoedsrus gee om op belangrike dinge in jou lewe te fokus. RSAM is 'n makelary wat spesialiseer in korttermynversekeringsoplossings aan 'n wye spektrum kliënte, van die boer tot die supermark en van die individu tot die fabriek. Sedert 1913 streef RSAM daarin om sy lese uit te leef. U gemoedsrus, ons passie. RSAM verkoop nie net 'n produk nie, maar wel 'n persoonlike verhouding. Die adviseurs in diens van RSAM beskik oor meer as 450 jaar se gesamentlike ondervinding in korttermynversekering. Die pool van kundigheid is dus van so 'n aard dat enige korttermynversekeringsrisiko met kundigheid aangespreek kan word. Jaarliks word meer as 10,000 eise deur RSAM hanteer. Oor die afgelope 15 jaar was die hoeveelheid eise wat geweier is konstant minder as 2% en daar word jaarliks meer as 175 miljoen rand se eise aan RSAM kliënte betaal. By RSAM is daar niks wat ons meer satisfaksie gee as 'n kliënt wat in die aand rustig kan slaap omdat sy bates reg verseker is nie. RSAM het 12 takke dwars oor die Boland en 100 jaar se geskiedenis. IFSP Group het in 2019 begin as 'n kollektief van 3 entiteite. IFSP staan vir onafhanklike finansiële diensteverskaffer en verwys na elke maatskappy in die groep wat onafhanklik bedryf word vir optimale diens aan elke kliënt en hulle individuele behoeftes. IFSP bied geïntegreerde finansiële dienste met elke firma wat spesialiseer in sy eie silo, wat welvaartbestuur, advies, batebestuur, fidusiëre, belasting en tegnologie-oplossings bied. Kliënte kan 'n baie persoonlike en pasgemaakte benadering verwag, waar hulle unieke finansiële doelwitte, gesinsomstandighede en besigheidsbehoeftes noukeurig verstaan word voordat oplossings ontwerp word. Hulle adviseurs bou langtermyn persoonlike verhoudings en bied deurlopende leiding, gereelde oorsigte en proaktiewe ondersteuning om te verseker dat kliënte uniek, versorgd en in beheer van hulle finansiële toekoms voel. IFSP Group, met hulle ekosisteem van spesialiste op elke aspek van die finansiële sektor, fokus elke sakeeenheid op sy kundigheidsgebied en werk dan saam om advies te lewer wat holisties ingelig en pasgemaak is. Jan van Staden en Jan Ryter Blanche is hier van IFSP Groep. Goeiemôre. Môre. Jan, kom ek begin met jou. Wat of wie is die IFSP Groep? Ons is die naam reflekteer as die IFSP Groep, onafhanklike finansiële dienste maatskappy. Dit is die droom van 'n paar van ons wat in die koöperatiewe wêreld saamgewerk het en 'n geleentheid in die mark gesien het om 'n nuwe groep te stig wat onafhanklike spesialistdienste bied. Groep het ontstaan toe ons die maatskappye saamgevoeg het en elkeen op 'n spesialistgebied
saamwerk in 'n ekosisteem. Die ekosisteem is nie 'n nuwe konsep nie. As jy dink aan 'n privaat hospitaalgroep waar pasiënte in die hospitaal opgeneem word en dan behandel word deur 'n aantal spesialiste wat in en om die hospitaal werk. En so half in 'n neutedop, Jan, verduidelik vir ons wat doen EFSP groep? Die groep is regtig 'n end-tot-end holistiese finansiële dienste groep, die sogenaamde een-stop dienste. Ja. Ons kliënte is individue, is families in die familiekantoor konsep, as ook trusts en maatskappye. En hierdie dienste lewer ons dan plaaslik en internasionaal. Jean-Ray, hoe skep julle besigheidsmodel waarde vir adviseurs en natuurlik vir hulle kliënte ook? Leon, ons twee hoofvoordele vir ons adviseurs en ons kliënte is ons onafhanklikheid en ook ons ekosisteem. Ons onafhanklikheid gee ons adviseurs die vryheid om met enige produkverskaffer plaaslik of internasionaal te werk. Ons weet dat ons kliënte se behoeftes almal uniek is en die feit dat ons het maak seker dat ons die regte diens en produk by ons kliënt se strukture kan pas. Maar die belangrike gedeelte is ook die toenemendheid van kompleksiteit in ons finansiële strukture. En dit raak al meer belangrik om met produkverskaffers en spesialiste te werk in gebiede soos beleggings, belasting en boedelbeplanning. En ons ekosisteem gee die platform vir ons adviseurs en ons kliënte om in te skakel by ons spesialiste. Ja. So in plaas daarvan om jou strukture by menigte verskillende plekke te hê, by ons val alles onder een dak. So jou kliënte kry onpartydige advies en ek dink dit is natuurlik baie belangrik in vandag se tyd. Jan, altyd 'n interessante vraag en 'n goeie vraag om te vra, waar sien jy die EFSP groep in die kort medium termyn 3 tot 5 jaar? Ja, die wêreld gaan beslis in die aansienlike toekoms deur groot veranderinge. In Suid-Afrika het ons baie regulatoriese uitdagings en voldoeningsvereistes met die COVID-wetgewing wat in plek kom, as ook die gryslysting wat steeds daar is. En as 'n groep voel ons is voorberei om steeds koste-effektief dienste vir kliënte kan gee. Maar die grootste verandering kom op die tegnologiese front. Met artificial intelligence wat uitgerol word, daar word beraam dat die wêreld se ekonomiese groei met $15 triljoen per jaar gaan toeneem teen die jaar 2030. En mens moet voorbereid wees daarop. So is ons groep ook met ons tegnologie afdeling wat cybersecurity vir ons kliënte bied. En aan die beleggingskant is daar reeds 'n aantal maatskappye waarna ons kliënte belê, soos groot name Microsoft, Amazon, Google ensovoorts. Ja. Maar ons bied ook unieke geleenthede in die ongenoteerde wenners van die toekoms, soos Elon Musk se maatskappy SpaceX, wat Starlink die satellietbesigheid bedryf, en OpenAI wat ChatGPT bedryf. Ja. En nie net tegnologie nie, ons belê ook in Shein, 'n Chinese groot maatskappy wat kleinhandel dryf. En dan meeste van ons kliënte is vertroud met cryptocurrencies. Hulle kan ook nou in die platform belê wat daarmee gepaard gaan, soos Kraken. Sowel ons groep in die Weskaap begin het, dis ons nou landwyd en internasionaal, maar in 'n onderhoud soos hierdie kan mens onmoontlik alles vertel. Ja. En sal goed wees as kliënte ons kontak. Ek is seker hulle gaan Jan van Staden, uitvoerende hoof, en Jean-Ray Terblanche, hoof van adviesdienste by EFSP groep of IFSP. Dankie dat julle kom kuier het vanoggend. Baie dankie Leon. Ons maak nou 'n draai in die Kaap by die 'n nuwe hotel, Greenpoint, en dan vertel ek julle van 'n volgende sake fokus wat op pad is. As jy op soek na 'n topklas 4-ster hotel wat maklike toegang tot Kaapstad se besienswaardighede en toerisme trekpleisters bied, dan is 'n New Hotel Greenpoint Cape Town jou perfekte keuse. Die restaurant met sy smaaklike buffet of 'n à la carte restaurant bied voedsame maaltye of 'n vinnige happie. Die New groep het onlangs sy kulinaire aanbod uitgebrei met die bekendstelling van eerlike halal gesertifiseerde maaltye. Elke gastekamer het 'n gerieflike koningsgrootte bed en 'n ensuite badkamer met stort en alle geriewe wat jy nodig kan kry. Buiten 'n heerlike gimnasium en ondergrondse parkering is hier ook 'n topklas konferensiefasiliteit. Dan is daar die ontspanningsarea op die dak met pragtige uitsigte oor Suidheuwel en die Atlantiese Oseaan. 'n New Hotel Greenpoint Cape Town is naby die DHL stadion, die gunsteling verblyf vir musiekliefhebbers en rugby-aanhangers. Bespreek nou jou volgende wegbreek en ontdek die perfekte kombinasie van ontspanning en avontuur.
Ons ontbytsake projekbestuurder Erik Venter, ook bekend as my hardloopcoach, is tans besig met 'n nuwe sakefokus in die mooi omgewing van die Oos-Vrystaat, van Bethlehem tot Ladybrand. So as jy 'n besigheid daar het, skakel sommer vir Erik nou en dan maak jy seker hy kom sien jou besigheid vir hierdie uitstekende bemarkingsgeleentheid en om dit vir jou te verduidelik. Dis nie 'n kans wat jy kan verby laat gaan nie. Val de Vie Evergreen, geleë binne Suid-Afrika se nommer 1 landgoed in die Parel-Franshoekvallei, is die veiligste aftreeoord ter wêreld. Hier ervaar jy volkome gemoedsrus en 'n leefstyl soos min. Die aftreeoord vir individue 65 jaar en ouer bied 24 uur gesondheidsorgbystand, asook 'n toegewyde ambulansdiens op die perseel. Stylvolle 2 en 3 slaapkamer losstaande huise is beskikbaar vanaf 5,4 miljoen rand, sowel as 1 en 2 slaapkamer luxury suites vanaf 2,1 miljoen rand. Huuropsies vir die luxury suites is ook beskikbaar teen so min as R16,000 per maand. As inwoner geniet jy toegang tot die 4000 vierkante meter Val de Vie Evergreen Lifestyle Centre, die grootste leefstylsentrum van sy soort in Suid-Afrika, plus onbeperkte toegang tot al die wêreldklas geriewe van Val de Vie Estate. Besoek valdevieevergreen.co.za en kom wees deel van ons dinamiese gemeenskap van meer as 550 inwoners. Ons het nou na Val de Vie gekyk en so min of meer in dieselfde omgewing is die KWV en ons gesels met die senior wynmaker van daar, Isel van Blerk. Lekker jaloers kan julle maar wees by die huis oor hierdie wyntjie wat hier by my staan, want die KWV het nou vir die 3de jaar in 'n ry die Veritas Vertex toekenning gewen. Isel, gaan julle nou 'n bietjie ophou en ander mense 'n kans gee? Yes, Charlene, dit is onwerklik. Ek dink ons bars nog steeds van trots. Ek kry nog steeds hoendervleis as ek daaroor praat. Dit is net ongelooflik en ons is so bevoorreg om hierdie toekenning te kry. Wat beteken dit vir die span? Want ek is seker julle werk hard dwars deur die jaar om hierdie produk op die tafel te kry. Ons wingerdboukundige sê altyd wynmaak is 'n spansport. Ja. En dit is definitief 'n spansport. Dit is, soos ek sê, dis onwerklik. Ek dink nie iemand kan dit verwag nie. Ons dans nog die heeltyd in die kelder. Sondagoggend het ek 5 uur wakker geword en dit was net ongelooflik. Ons is so trots as KWV. Ek dink dit beteken so baie vir die maatskappy omdat ons na so baie lande in die wêreld ook wyn uitvoer. En ek dink dit is van die kellerwerkers tot die boere wat vir ons druiwe lewer, tot die bottelleringslyn. Almal het 'n hand in hierdie bottel wyn. Ja, dit is almal se sukses. Net nou hierdie Mentors 2022 bring nou hulde aan professor Perrault en met die eeufeesviering van Pinotage, hoe het jou benadering tot die wynmaak beïnvloed? Ek dink ons benadering by KWV is altyd om die beste wyn in die bottel te sit, veral in die mentorkelder. Dis 'n klein keldertjie by KWV waar alles gaan oor eksperimentering en ons streef om die beste wyn te maak. Abraham Isaac Perrault, professor Perrault, is 'n ikoon in die wynbedryf, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. En dit is so groot eer vir ons. Ek kry weer eens hoendervleis. So groot eer vir ons om sy naam op 'n bottel te kan sit. En ek dink die KWV span maak hom trots. Ja. Ek dink Saterdag aand het hy 'n glasie Pinotage gedrink en hy het saam met ons fees gevier. En om dit net nog meer beter te maak is, verlede donderdag aand het ons met ons Pinotage, Mentor Pinotage, ook in die top 10 Pinotage in die land gekom. Sure. En Vrydag nog ook met die Cape Blend in die top 6 Cape Blends gekom. So dit was 'n feesviering al die hele week. So, julle bars uit julle nate en met reg, mag dit met julle net goed gaan. Ek kan sien, daar's nog groot feesvieringe wat vir julle voorlê, maar ek dink, ek moet nou kyk waaroor die groot baai gaan. Gaan jy saam met my 'n glasie klink, ja? Nee, sy mag maar, hoor, sy mag maar, julle mag maar. Oor na Corlie wat hierdie einste bekroonde wyn in haar kombuis het vandag. KWV het die voorste Veritas toekenning, die Duimpie Bailey Vertex trofee, weer gewen en sy meesterlike The Mentors Perrault 2022 Kaapse versnit was die algehele wenner onder die dubbelgoud medaljes.
Julle, dit is werklik 'n heerlike wyn. Isel, baie geluk weer eens. Nou, ek het solank 'n paar stukke vleis wat nog hier braai in die pan. Julle kan sien hoe lekker rook hy hierso en dan 'n paar stukke gaar vleis. Nou onthou, dit is belangrik dat jou vleis dieselfde hoeveelheid tyd rus as wat jy dit gaar maak. Hiervoor die rede daarvoor is maar net dood eenvoudig al daai stappe trek terug. Ek herhaal myself baie keer met dit, maar dit is belangrik. Nou hier voor my is die bestanddele vir daai chimichurri sous. Nou als vars kruie, petersilie, oregano, kruisementblare en natuurlik 'n bietjie vars knoffel. Nou die ander bestanddele wat jy nodig het is bietjie olyfolie. Nou jy kan ook iets soos 'n gegeurde olyfolie gebruik, iets soos dalk 'n chili olyfolie. Appelasyn, bietjie sout en peper en dan al wat jy doen is nou gooi jy al daai bestanddele in 'n voedselverwerker of 'n blender en jy drukkie knoppie. Dit is so maklik soos dit. Nou ek gaan dit hier voor julle doen en wys ek het nou klaar 'n bietjie olyfolie hier in, net om aan die onderkant. Jy gaan nou sien hoe ek dit nou. Hierdie is nie 'n mooi storie nie, maar dis 'n maklike storie. So ek het nou al die petersilie, kruisement en die oregano mee en ek gaan dit so, ek het die stokkies afgehaal en ek vat dit nou so in een bondeltjie. En dan druk jy dit nou net alles hier binne-in. Jy gaan sien hoe maklik is dit. So ek gooi 'n bietjie olyfolie onder en dan gaan ek weer dit bo gooi. Dis net dat hy lekker meng. Hierso is my appelasyn, my knoffel, my sout en peper en dan draai ons nou net hierdie storie op mekaar. En dan soos ek gesê het, so maklik soos dit. Mag ons weer daai olie alles onder kry. Dan druk jy hom nou net so. So. Ek wil nie in julle ore raas nie. Nou die chimichurri sous bly heerlik vars vir ongeveer 4 dae in die yskas of jy kan dit ook gemaklik vries. Nou as ek later terug is, dien ons die maklike en vinnige maaltyd op vir my gaste. Nou Lian en Charlene staan nou in afwagting om vir ons groot nuus te gee oor die onderneming van die jaar toekennings. So, groot nuus oor die Lottoland ontbytsake onderneming van die jaar toekennings. Luister mooi, hou julle fone gereed want daar gaan nou 2 dinge gebeur. En voor ons sê wat dit is, hou in gedagte dat 98% van die kaartjies na die glansgeleentheid reeds uitverkoop is, nee, jammer. So die eerste ding is, ons gaan 2 van ons hoofborge bekend maak. Ja, en tweedens, net na die hoofborg aankondiging kan jy op ons aanlyn kaartjieskamer of dan tixa.co.za ingaan en kaartjies teen slegs R295 per persoon koop. Die prys was amper R1000 een. Maar gou spring, want slegs 10 kaartjies is beskikbaar. Dis nou vir ons 5-ster rooi tapijt gala toekenningsaand volgende week donderdag by die Nederburg Wynlandgoed buite die Parel. So laat waai na die kaartjieskamer. Nou stel julle dis nou voor aan nog 2 hoofborge, EPH en Fly Safair, wat hierdie afslagkaartjies help moontlik maak het met 'n lekker subsidie. Met die hulp van al ons hoofborge is dit moontlik om vir julle 'n topklas geleentheid te bring. Business Outsurance is verseker die nommer 1 keuse, absolute peace of mind. Skuif na Business Outsurance en jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou besigheidsversekeringspremie kry. Besoek outsurance.co.za. Skuif en spaar vandag nog. Ons weet almal van hierdie puntsmanne wat ons help in die verkeer, as die verkeersligte nie werk nie en Swan en hierso gesit by my vanoggend is Dani Matthies, die uitvoerende hoof van Outsurance. Goeiemôre en baie welkom aan jou. Môre, dankie Dawie. Vertel ons eers voor ons nou begin by die res van die storie. Waar kom Outsurance vandaan? Hoe het dit begin? Hoe lyk die besigheid vandag? Ja, Dawie, so Outsurance is in 1998 gestig. So net so voor die draai van die millennium. Ja. En ons is nou amper 30 jaar oud. In 2028 sal ons 30 wees. Ons het 'n redelike bekende handelsnaam in Suid-Afrika en dan het ons ook besighede in Australië en in Ierland. Wow. Ja. So in 'n kort tyd het julle eintlik 'n baie sterk handelsnaam opgebou die afgelope 30 jaar. Ja, ek dink dis regverdig om te sê. Ja. Julle het nou onlangs besluit om die kommersiële versekeringsindustrie te betree. Hoekom het julle daai besluit geneem?
Daar as jy terugkyk na ons geskiedenis, ons besigheid is gebou op baie sterk tegnologie fondasie, baie sterk aktuariële kundigheid en vaardigheid. En dit gekoppel met eenvoudige produkte aan ons kliënte wat vir hulle waarde vir geld bydra. En ons het gesien dit was vir ons suksesvol gewees in die korttermyn persoonlike lyne mark waar motors en huisinhoud van kliënte. Ja. En natuurlik daai selfde kliënte is ook kliënte wat besighede besit. So ons het gesien ons kan ons model vat en hom na 'n groot mark vat wat die kommersiële mark in Suid-Afrika is groot, dis 'n winsgewende mark en is 'n struktureel belangrike mark want ons onderskryf kleinsaakondernemings, middelslagondernemings en tot groot ondernemings in Suid-Afrika. En sonder daai onderskrywing kan hulle nie sake doen nie. 'n Ramp van enige aard of dit 'n natuurlike ramp is of een of ander onvoorsiene verlies kan daai besigheid en sy personeel en hulle weet hulle lewens lelik omkant gooi. En vir ons is dit 'n geleentheid om in te gaan, beter waarde vir geld, beter kliëntediens, eenvoudiger produkte deur ons bestaande model te vat. Net vandag, die bestaande model, hoe is hy aangepas om te pas by hierdie nuwe kliënt? Ja, ons het begin aanvanklik in 2003 met ons kommersiële besigheid met dieselfde model, so direkte kanale deur ons inbelsentrum of dalk deur digitale kanale. Maar natuurlik soos besighede effe groter raak, is hulle behoeftes ook so bietjie meer gekompliseerd. En baie keer wil 'n kliënt dan iemand van aangesig tot aangesig sien. Hy wil iemand met sy besigheid verstaan, op sy perseel wees, dalk sy persoon in die finansiële afdeling ontmoet en so. En ons het in 2017 begin om gekoppelde agente of outsurance makelaars soos ons hulle noem. Hulle verkoop net ons produk, net op ons sisteme. So hulle is nie onafhanklik nie, verkoop nie verskeie produkte nie, maar fokus op ons produk, ons opleiding en hulle sien mense van aangesig tot aangesig in persoon. Net 'n kort antwoord. Hoekom moet mense na outsurance toe gaan? Daarby ek dink die kort antwoord is goeie pryse wat gebaseer is op jou risikoprofiel. So jy subsidieer nie ouens wat nie mooi na hulle risiko's kyk nie. Uitstekende kliëntediens, ek dink dit is alom waarvoor ons bekend is en innoverende produkte soos met die Outbounders. Nou ja, daai het jy dit. Dani Matthee, uitvoerende hoof van Outsurance, baie dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai kom maak. Baie dankie Dawie. Business Outsurance is kenners as dit kom by besigheidsversekering vir winkels, restaurante, skoonheidssalonne en meer. Hier's Gert. Business Outsurance is die beste ding wat met ons besigheid kon gebeur het. Business Outsurance merk definitief al die boksies af vir ons. Prys, diens, vriendelikheid. Kyk na Business Outsurance en jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou besigheidsversekeringspremie kry. Besoek outsurance.co.za. Skuif en spaar vandag nog. As jy weet die twak wat die mense gesels so tussen die breuke deur. Vra jy. Maar welkom by Kiewersake. Verlede week het ons saam met die ikoniese Rian Kruiwagen gekuier en dit bly maar lekker. Robert Hortsman het van hom laat hoor en hy sê ontbytsake was baie goed soos altyd. Altyd. Rian bly 'n merkwaardige man. Sy trots in sy taal, hoe hy met mense werk en gesels, sal hom altyd laat uitstaan bo almal. Absoluut. Dit kan ek bevestig. Nee, David, dit is waar. Hy gaan nie traak my nie agtig met die taal om nie. Rolien Koch Pretorius het ook geskryf, Rian is inderdaad 'n legende. Dit was baie interessant om 'n deel van sy lewensreis met hom mee te maak. Pyk. Dankie ook aan Celestie van der Walt wat laat weet dit 'n pypprogram en soos gewoonlik is Rian netjies uitgevat en charmant. Ek het dit baie geniet, maar wat van ons? Ja nee, hallo. Nee, haar uit sy plek het natuurlik nie en hierna is dit finansiële sake. Dawie gesels met Wernanel oor mediese fondstariewe wat alweer opgaan. 'n Naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Nou die Raad om Mediese Skemas het in September 'n versoek gerig aan die mediese skemas om hulle verhogings van 3.3% plus 'n redelike verbruikersinflasie te hou. So hoe lyk die verhogings in premies hierdie jaar vir 2026? En Wernanel is die uitvoerende hoof van die Efficient Healthcare Consulting. Goeiemôre ook aan jou. Hallo Dawie. Heerlik om jou hier te hê vir 'n verandering. Dit was heeltemal te lank geweest. So, hoe lyk die verhogings vir 2026?
Ja, hierdie jaar was 'n baie interessante jaar gewees. Ons het gesien dat Discovery byvoorbeeld stel hulle verhogings uit tot April 2026, wat interessant was. Bestmed het 'n baie laer verhoging geneem as wat ons gedink het in die industrie, en dan Momentum bietjie hoër ook geneem. Maar ek dink wat baie belangrik is 'n mens moet nie kyk en jouself blind staar na die verhogings nie. Jy moet gaan kyk na premie teenoor die voordele, want voordele verander ongelooflik die volgende jaar. En so van hierdie veranderings wat mense nou kan verwag, wat is van die grootste veranderings? So, ek wil net gou op 'n paar fokus. Die eerste een is, daar's meer opsies om van te kies binne die mediese skemas, maar terselfdertyd is hulle netwerke baie strenger en nouer, en dis natuurlik om kostes te bespaar. Daar's geweldig meer uitgawes uit jou eie sak uit, bybetalings, en die effek daarvan is dat gapingsdekkingsprodukte raak duurder. Een van die ander groot veranderinge is dat kunsmatige intelligensie ook nou deel word van die produkte op die einde van die dag. So, maar hoe kan ek nou, as iemand wat nou verbruiker is van dit, wat kan ek nou seker maak dat ek die volle voordele benut en dat dit die regte skema is vir my? Die belangrikste ding om te doen is gaan vir jou voorkomende sorgtoetse, want veral as jy dit nog nie gedoen het nie, doen dit nou, want dit kan help dat jy die regte keuse maak vir 'n skema of 'n opsie vir volgende jaar. En dan is dit ongelooflik belangrik, en ek sê dit elke jaar, verstaan jou toepassing, verstaan jou mediese skema, praat met jou kundige adviseur wat daai tegniese detail verstaan, want the devil is in the details. Dit is, en dan moet jy die nodige adviseurs nodig hê. Sê net vir my, jy het nou genoem van kunsmatige intelligensie, maar wat dink jy gaan die impak daarvan wees op mediese skemas? Definitief produkontwikkeling, want die data wat gebruik word gebruik om beter produkte daar te stel, en julle sal ook sien in die mark, die groot mediese skemas skaar hulle self nou by groot produkverskaffers, soos byvoorbeeld 'n Sanlam en 'n Old Mutual en so meer. So ons gaan definitief daai samehorigheid sien van produkte wat ontwikkel word, veral met presisie medikasie wat inkom en so meer. Wel, daar het julle hierdie kunsmatige intelligensie gaan alles verander. As iemand wat weet presies hoe die impak daarvan gaan wees, dan is dit Werner Nel, uitvoerende hoof van Efficient Healthcare Consulting, en maak seker dat jy 'n finansiële adviseur het om jou te help met hierdie tipe van besluite. Charlene gesels hierna met Dr. Judy oor borskanker bewusmaking en in leefstyl sake. Ontbytsake projekbestuurder Erik Venter doen 'n sake fokus in Bethlehem en die omliggende dorpe van Clarence tot by Ladybrand. So as jy 'n onderneming in daai omgewing het, laat weet vir Erik en neem deel. Dit word op 13 Desember uitgesaai. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Die program is vandag vol formidabele vroue. Dr. Judy Pretorius, uitvoerende hoof van Biomedical Emporium, is weer hier. Dr. Judy, kom ons slaan gou vinnig hierdie mite sommer hok dat mans nie borskanker kry nie. Mense kan nie glo dat dit nog bestaan nie, maar dit is nie waar nie. Dit gebeur met mans ook. Absoluut, en ek dink dis ook waar die bewusmaking inkom om te sê mans kan dit ook kry en hulle moet dit nie onderskat nie. Maar ja, kom ons spring in en begin dadelik te gesels oor die vel. Ja, wat is die uitwerking van kankerbehandeling dan vir borskanker op die vel? Okay. So die effek van enige kankerbehandeling op die vel is, kom ons gaan kyk na die primêre doel van menslike vel. Menslike vel is daar om te beskerm, dis daar om temperatuur te reguleer, 37 grade liggaamstemperatuur te reguleer, gaswisseling en natuurlik ook beskerming. Nou as jy gaan vir sekere kankerbehandeling soos chemoterapie, immunoterapie, radiasie en selfs hierdie sitostatiese geneesmiddels, dan begin die vel met al daai funksies begin nou geïnhibeer te word. En wat bedoel ek nou daarby? Is die menslike vel hou van cellulêre vernuwing. En dink 'n bietjie ook na 'n sitostatiese geneesmiddel vir kankerpasiënte is om sel staties daai cellulêre vernuwing te stop. En dis hoekom baie kankerpasiënte sal sê, hoorie, dit voel asof ek besig is om
te sterf, maar ek lewe nog, want jy stop enige cellulêre vernietiging. So op die uiteinde van die dag dan sukkel hulle met 'n baie sensitiewe vel, sensitief tot aanraking. Die vel is droog, daar verdamp die hele tyd vog terug na die atmosfeer toe. As hulle radiasie het, is daar natuurlik hierdie radiasie dermatitis. Hulle verloor nie net hulle hare nie, maar die naels raak ook, jy weet, bros ensovoorts. En die son, die uitwerking van die son ook, so glad nie in die son ook wees. Absolute sensitiwiteit vir die omgewing is nou net op 'n geamplifiseerde noot. Ja. Dit is baie erger. Jy weet, en waaroor ons nie praat nie, is natuurlik die wonde wat gepaard gaan met kanker en in die geval borskankerbehandeling. So sê net maar iemand moet gaan vir 'n mastektomie, dan is daar natuurlik chirurgiese weefsels en letsels. En mense wil nie eintlik hê daar moet 'n hipertrofiese of 'n keloïd weefsel ontwikkel nie. Argumentsonthaalwe kry jy wat ons noem 'n skeurende wond. Nou dink 'n bietjie hieraan dat jou kanker so erg raak dat dit fisies deur jou vel skeur. Dis hoe groot van hierdie kankergewasse kan raak. Ja. En dit raak partykeer nogal septies ook. So wat kan 'n mens doen om te probeer help, om die vel te probeer help? Okay. So as 'n mens argumentsonthaalwe 'n wond het, het jy redelike goeie primêre produkte nodig. Nou 'n primêre produk, wondsorgproduk is met ander woorde 'n produk wat jy heel eers op die weefsel sit. En dit moet definitief enige bakterieële groei of mikrobiese groei stop. Dit moet weefselproliferasie kan bewerkstellig en dit moet help met nuwe kollageenkontraksie sodat iemand nie 'n keloïd weefsel kry nie. En dan wil ek ook sê vir die mense wat hulle eie wonde behandel, moenie jou wond elke dag skoonmaak nie, los hom net. En dan natuurlik velsorgprodukte wat jy kan gebruik. Bly weg van geurmiddels, kleurmiddels, en vreemde reukmiddels tipe produkte, hipoallergenies natuurlik. Ons kyk na ceramiede, peptiede, groeifaktore, Vitamiene E's ensovoorts. En die vel laat rus, hom bedekke, want jy het nou gesê nie elke dag skoonmaak nie. Niks wat die vel kan irriteer of oorstimuleer of natuurlik 'n allergiese respons kan ontlont nie. Dr. Judy, baie dankie dat jy vanoggend kom kuier het en oor hierdie belangrike aspek met ons kom gesels het. Dawie kuier nou met ons ateljeegas, Dr. Leila Fourie van die JSE. My beurt met ons gaste gesels en ek sien vreeslik daarna uit. Ek is vreeslik bly jy's hier vandag. Dankie, Dawie. Great to be here. Om met 'n mede-ekonoom te gesels. Waarso het jy jou PhD gedoen in ekonomie? In ekonomie by die RAI. RAI, ja, eintlik UJ. Well, that's of course an excellent background to have if you want to be responsible for the JSE, for example. Let's talk about the economy. So, as they always say around the Braaivleis fire, so how is the economy? How's the South African economy doing? So Dawie, I think we have renewed confidence. The exchange is very much the canary down the mine. They show you, they're the lead indicator into where the economy is going. The South African market has been one of the best performing markets in the world in dollar terms. We are up Since 50 when now? For the year to date. Yes. We are up 55% in dollar terms year to date. In dollar terms, in rand terms, it's about late 30s, 38 to 40, and we are seeing international investors starting to take notice of South Africa. Our growth has been really anemic; it's been very poor for a number of years now. But we've got all the baseline infrastructure in place. Our electricity is looking much better. Load shedding is reduced. The infrastructure for transporting gold and or any of the resources, coal, logistics, Transnet is much better. And I think general business confidence is starting to pick up. But okay, so do you have an estimate on growth? Do you sort of have it, economists? Well, a rough ballpark sort of number. Look. The general consensus is between sort of 1.2 to 1.5. SARB is also around that range. Yes. I think it's likely to be between 1.2 and 1.5. Which isn't good enough. It's not good enough, and it's not outpacing our growth of our population growth. So we need a growth rate of 3 to 3.5%.
So much more needs to happen, but it feels to me as if we've hit the bottom and we're starting to turn the corner now. Oh, obviously, if you want to invest in a country like South Africa, but you don't want to invest in a new factory, a bricks and mortar, for example, you go to the bourse, obviously. Absolutely. And you must be speaking to international investors quite a lot. So why the JSE, just by the way, correct me if I'm wrong, but it is still rather cheap compared to many similar kind of markets. Absolutely. So it's a good buy, and you've got a weak currency, so a cheap entrance, the liquid market, and all that. But what are those questions that the international guys are asking you? What are their concerns? Yeah. So the JSE used to be very cheap relative to its underlying value. It's now still cheap, but because we've had such a bull run in the last actually since the GNU, so the last 18 months, we've really re-rated. So we are much less cheap, but there are still good bargains to be had. And the things that are driving the general economy is that there's a rotation out of the US. So previously, 80%, for the last decade, 80% of capital has flowed into the US, seeking high returns, tech, AI. With all the uncertainty that's happening right now, many of those investors are starting to shift their portfolios and start to look at emerging markets. South Africa's, the gold and the PGM, or the platinum group of metals, commodities has really boomed over the last 8 to 10 months. And that's buoyed the exchange, but it's not exclusively that. Our telcos have done well. Over the last week or so, we've seen a huge surge in consumer stocks. Pick n Pay was up 9% on Friday last week. So there is a shift, and investors are looking for, they're calling the bottom. They are saying we are about to start growing, and they are happy with some of the policy reform that is not yet translating into growth, but indicating a growth trajectory. I would like to pick up on that just after this. Want Corley moet eers vanaand die kos klaar maak, want ons moet dan iets te ete ook kry. Nou, ek het dit reeds vroeër genoem, maar herhaal dit net gou weer vir jou. Jy kan die fillet vervang met enige ander vleis of 'n steak snit van jou keuse. Nou kom ons spring weg en begin sommer dadelik by die opdiening, en soos jy nou gaan sien, dis baie eenvoudig, baie maklik. So heel eerste wat ek doen, ek sit sommer so 2 van hierdie fillet steaks bo op mekaar, so skeef, net soos jy wil. En dan vat ek net van hierdie soetpatats. En ek het hulle rou, die keer het ek hulle rou ingesit, en hulle het heerlik sag gerooster in die oond. So hierdie sit jy nou net so mooi bo op, en dan vat jy nou, kyk hoe mooi het my chimichurri sous uit, en ek gooi so 'n bietjie van dit sommer so bo oor, en langs die kant. En dan jy kan natuurlik, as jy nie seker is of gaan jou gaste daarvan hou nie, kan jy dit so in 'n bakkie ook aan die kant sit. En dan, net om dit bietjie af te rond, sit ons so bietjie kruieblare, mini kruieblare bo oor, wat jou gaste net kan afhaal. My hande is nou plakkerig, en ek hou daarvan om altyd 'n baie goeie kwaliteit olyfolie, net so vir 'n ekstra bietjie afronding op die bord te sit. Nou dit is nou een fout op 'n bord, maar die smaak daarvan is dit wat jy gaan beïndruk. Soos altyd is die resep op ons webblad beskikbaar, so ook ons 25 jaar glans tydskrif wat jy daar gratis kan aflaai of natuurlik bestel. Nou hierna gesels Dawie verder met Dr. Leia Fourie. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif. Ek gesels verder met Dr. Leila Fourie. You mentioned the bottom, that calling a bottom is very bullish. Obviously, you need to be bullish. I mean, you're the boss of the JSE. I mean, come to me. I want to have your business. Obviously, you must be business. But what I've noticed is, and obviously, as you know, is that the confidence in South Africa, consumer confidence, business confidence, are not
that great at the moment. It's a little bit of an improvement, but it's not that great at the moment. But what I've noticed is whenever there's some sort of new development, like for example the tariffs from Trump, it's got an impact on prices, it's some sort of reaction on the market. But political developments got a bigger impact on the economy. Or on the financial markets at least. So is that something that you think, have you picked that up as well? The markets react more to politics than to economic stuff. I think many behavioral economists argue that the exchange is driven by greed and fear. And to the extent that there is a huge political issue, that'll have a disproportionate effect on the volatility of the exchange. And so we do see these very severe dislocations between event-driven markets. And some of it is driven by geopolitics, some of it is local politics, and then some of it is economic crises. So it depends on the severity of the instance and the perception by the investors of that issue. People are very scared of the financial markets. Ek meen die aandelebeurs, die JSE sekuriteitsbeurs is 'n beurs waar mense en ek wil mense aanmoedig om betrokke te raak daarbey. But especially the smaller investors, they're quite scared of this. They call it a casino, they call it just luck and that sort of stuff. Would you encourage smaller investors? Because the bulk of investment happens from institutional investors, not a smaller guy. A large part of the investment happens from institutions, which is the man in the street's pensions that are getting invested. It's not just institutions. We have a lot of work to do to educate and create financial literacy and to make sure our products are accessible, to build an inclusive market. Countries like India, Thailand do an enormous amount. Their retail investor base is huge. And the ability for the man in the street to put their money away, leave it in the exchange, and watch it compound growth over a period of time is it's consistently providing returns for people to retire on. But you must be concerned about how many companies are delisting. I mean, you've got something like 400, less than 400 companies listed on a JSE, and 20 years ago, it was something like 800 or so. Look, there was a huge delistings process in the late 90s, early 2000s, about 69 companies per year delisted. We do have a number of delistings, but they are in the small cap space. Now, what are we doing about it is the big question. We've built a private market where small and medium enterprises, scale-up companies, can register on the platform and look to raise debt or equity finance. Many of those companies are small hospitals, they're renewable energy companies, various different sectors. And we've had 55 companies that are seeking capital in that space. We've also reduced the listings burden, the regulatory red tape for small and medium enterprises to access capital. So there is a lot happening. I think this is the growth node. It's really crucial that we enable funding for these small companies. There are two things that I still want to touch on, but first, heel eers moet ons vinnige draai gemaak by Fly Safair en dan gesels ons verder. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring, vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. Leila, I want to ask you this question, and that is that we've got this new technology called the blockchain. And you can, on this new blockchain, list things. You can list it. Very cheap, very easy, and it can become a boss in a sense. Are you not concerned about technological changes and the future of the JSE? So, Davi, technology is in our DNA, and we adapt using technology. In the late 90s, we used to have an open outcry system. Now it's all in technology. We are working with Amazon Web Services using AI to really digitize and transform our markets. Our private market is on a distributed ledger, which is more or less a blockchain-style technology. So we will adapt and use any new technologies. Blockchain is still not scaling in large, very nanosecond, high-speed environments. So there's a bit
bit of development to go in that technology before it's weapons grade ready for exchange trading, which is algorithmic and nanosecond. But it is faster than the JSE. What is currently at T+? Well, we T+3, but the actual speed at which a person in Asia can put a trade into our trading engine, and we're on a time price priority. If you want to match, you've got to get your trade in early, and our technology is one of the fastest in the world. I must talk about the B20, the Business 20, the G20, the B20, and you are actually a co-chair of the B20 Employment and Education Task Force. Yes. So is this your last big responsibility before you go rock climbing? Yeah, full time. Davy, well, a bit of rock climbing, a bit of board, and a bit of work. But Davy, it was a great privilege to be part of this, and it's a very historic moment because South Africa is the first African country to host the B20. Yes. It comes at a really important time for us. We are about to hear the FATF Grey listing outcome next Friday. What's going to happen? Just can I interrupt you on that? I think we're going to come off the... You think so? Absolutely. Okay. I have a high confidence level, so. But we'll wait and see. And then this puts us on the global stage. It gives us the narrative. We can put ourselves forward as open for business. And I think business and government need to come together and really present a united front. And business confidence is also underpinned by awareness. And it gives us a great platform to create awareness about the growth and the potential opportunities in South Africa. Can I just make a comment? And that is, the JSE is still cheap. You're right on that, I believe. But the bond market is very cheap. Your real rates on the bond market is probably the highest in the world. If we get a government with the right policies and they say the right things, we're going to see another 20-30% on the JSE and probably 200, 300 bips on the bond market. Yeah, absolutely. And history has shown us that during the early 2000s, where we had this massive commodity tailwind, the stock market really grew. Our market is growing at the rate of knots right now. The first half, well, since the GNU, we've really had a vertical growth trajectory. But if we look at some issues, headwinds internationally, issues about state government debt levels internationally, geopolitical developments, and very importantly, this amazing run on AI stuff, like NVIDIA and stuff like that. Isn't it overdone? Are we not waiting? Are we not setting ourselves up for a proper big crash? Yeah, Davy, if you look at the debt to GDP in all the developed world countries, they're starting to look like emerging market countries. And the emerging market countries are less leveraged than the developed world countries. That, together with the huge valuations in some of the AI, it's a really contentious point. Some people believe the fundamentals are there for those AI companies. Markets go up and markets go down. Whenever you see a very high level, you should be expecting a bit of a downturn. So I would tread with caution. We are coming in, if you're coming in as an investor, you're coming in at an expensive time in the market, the US market certainly. South Africa is on its way up, and it looks as if this is a durable, more lasting trend. It's not a Ramaphoria, but time will tell. Well, you know, if you look at South Africa, what's been happening in South Africa, all sort of things went horribly wrong the last, say, 30 years or so. But something that is still doing very well, South Africa's financial markets. The Reserve Bank and the liquidity and everything, all of that. Just give us a bit of a sense. You are right in the middle there. Do you talk to the Reserve Bank? Do you talk to the regulators? Do you talk to the... Is it things sticking along? So I feel very proud that we have a world-class financial environment, and that's the National Treasury. They manage our bonds really well. We've got less than 10% of our bonds are in dollars. Most other emerging countries, it's normally 80% in dollars. Our governor of the Reserve Bank is revered as definitely the best in emerging markets and one of the best globally. He preempted, he's managed our inflation perfectly. Amazing. Our banks are well capitalized. They are very sophisticated relative to
to other emerging market countries. And the exchange itself, we are 19th largest in the world, and we're close to around 38 out of 38th largest by GDP. So we are well ahead in financial markets than we are in the real economy. And financial markets are the engine room to enable growth. Luister, ek kan net vir jou sê, ek het ure met jou gesels. Dit was absoluut wonderlik geweest om saam met jou te kuier vanoggend. Baie dankie dat jy by ons die draai gemaak het. Baie dankie. En ek moet jou sê, die JSE, ek het 'n paar issues hier en daar, maar julle doen 'n baie goeie job daar. En dit is inderdaad so. Suid-Afrika se finansiële markte is van die beste gereguleerde in die wêreld, besonder likwid. En ek dink ons moet ontslaa raak van valutabeheer regulasies, net so terloops. En ek wens ek kon nog baie langer met Leila gesels het. Smile en watch vir die baie dankie vir ons draai gemaak en heerlik gewees. Leila en ja, dankie and for sharing your positivity langs ou suurpruim hier. So nie eksport. Thank you so much. Ons stuur jou weg met nie een nie maar twee van hierdie Mental Spirit en daar sit die wynmakers slag gereed om nou so please jy kan jou kritiek lewer op die wyn hierna. En ons stuur jou weg met 'n getekende tydskrif. Wat voel vir my altyd so verwant, maar dankie dat jy Baie dankie. En Isel, jy kry ook 'n geskenkie omdat jy vir ons 'n lekker wyn gebring het. Joune is nou ongelukkig die plat bottel. Ons kan nie vir jou eie wyn gee nie. En waar gaan ons beter wyn kry as dit wat jy vandag vir ons gebring het? En 'n koppietjie, daar mooi ontbytsake koppie. Jy kan sommer jou wyntjie daarin gooi en dan die tydskrif ook geteken met 'n spesiale liefdeboodskap. Ons maar net ons baas. Ja, iemand wat baie baas is. Sy baas, 'n meisie wat verjaar, baie welcome to the 40s. Gelukkig van verjaarsdag. Dis Gaan ons maar sing, julle? Kom ons sing van. Ja, geluk, lieve Melinda, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Melinda. Volgende week is ons gas die voormalige burgemeester van Tshwane, Silje Brink. Dit gaan ook lekker wees. Hoorie maar kom ons. Veel geluk. Happy birthday. Cheers. Op jou Melinda. Mag gaan uiteindelik in die 40s. Gee vir die vrou. Cheers julle. Jy kan myne kry. Nou as jy 'n manier nie.